volgende paar weke gaan ons goeie hande saam hê. Amen. Kan julle die volgende doen? Kan hierdie hele blok jou hand op jou ore sit. Albei jou hande op jou ore. Doen dit regdeur. Julle hele aand gaan julle so kan sit. Hou julle hande op julle ore almal. Hierdie hele blok, sê julle vir my saamwerk en jou hand op jou mond sit. Die hele blok. Kan die twee verste blokke links en regs. As jy aan die linkerkant sit, sit jou hand op jou linker oog en as jy aan die regterkant sit, sit jou hand op jou regter oog. Doen dit nou. Regdeur. So hande is op die oë, hande is op die mond, hande is op die ore. Weet jy kom doen julle dit? Ons praat vanaand, sê saam met my taboe. Taboe. Dankie dat julle dit gedoen het. Ons begin vanaand en vir die volgende paar weke praat omdat ons baie keer ons hande op ons ore, hande op ons oë, hande op ons mond hou. Dis daar sekere temas en dinge wat ons nie baie graag en baie keer oor wil gesels nie. Ons praat vanaand oor iets wat ons elke dag, een van ons beste vriende wat altyd saam met ons is, langs ons kopkussing is, in ons karre is, saam met ons baie keer in die badkamer is, baie keer in ons karre by ons werke, en dit is hierdie klein mannetjie in my hand. Ons wil nie net oor fone praat nie, maar alles oor digitale dinge. So, ons wil praat oor digitale verslawing vanaand, en naaste aan my, julle ken vir Bjorn, hy's 'n eyster, nê? So Bjorn is een van die manne op ons paneel, in die middels Karin, hier by Woord en Lewe is sy by Reach betrokke, sy is ons maatskaplike werker by die gemeente, fenominale dame, en dan ons gas, Sorika, kom ons sê haar baie welkom. Amen. Sorika, kom ek sê net duidelik, hulle eerste sin was, hulle al twee het op die pik geswat. Ja, amen. So ja, daar's hy, twee pik girls, ons wil niks verder sê nie, want net, kom ons in die moeilikheid. Hulle het saam daar maatskaplik geswat, en Sorika het verder gegaan, sielkunde gestudeer, sy was in die UK, sy het daar gaan verder gewerk op mooi, praat asseblief, Diagnosis. Okay, en addiction, sy's 'n addiction consultant, en sy werk by Elim Kliniek, maar belangrik ook by Glenview Hospitaal in Benoni. So sy's regtig 'n expert op hierdie gebied en is 'n voorreg om saam met haar hier te wees. So asseblief Sorika, sal jy asseblief ons inligting en inleiding gee rondom digitale verslawing, hoe jy dit sien. Baie dankie. Dankie Monay, baie dankie, dit is lekker om hier by julle te wees. Ek dink die eerste ding wat ek julle van moet oortuig is dat dit bestaan. Nou vir baie jare het ons geglo, as jy dink aan rook of snuif of spuit of slurp of inhale of uit 'n sakkie uit kan snuif, dan is dit miskien moontlik om verslaaf te raak daaraan. Want hoe dit werk is daai spesifieke substance het chemikalieë wat jou gaan high maak of jou gaan hoog maak. So hoe op die aarde kan jy nou verslaaf raak aan 'n foon? Ek meen dit maak ons nou nie sin nie, né? Maak nie sin nie. Eintlik het ons agtergekom dat jou lyf self oor sekere hormone en chemikalieë beskik wat jou ook kan hoog maak as jy fantaseer oor sekere goed en as jy sekere goed doen. Kom ons kyk nou aan ons dames met sjokolademelkskommel en KFC en van die manne wat bodybuilding doen en miskien 20 kilos draf in die oggend. Of jy kry so 'n tipe van 'n dopamine high. So daar's sekere goed wat ons weet wat vir ons 'n klein dopamine hits gee. En dopamine en serotonien en adrenalien is feel good hormones wat jou brein afskei. En baie aktiwiteite gee vir jou meer daarvan as ander. En ongelukkig enige iets wat gekonnekteer is aan die internet gee vir ons 'n oormaat dopamine. Hoekom? Want alles wat op die internet gebeur is, ek gaan 'n paar Engelse woorde gebruik, want daar is net nie die regte Afrikaanse woorde daarvoor nie. Dis hyperstimulating. Dit gebeur teen 'n hoë spoed. Daar's 'n onuitputbare bron van inligting op die internet. Ek meen as jy probeer om iets te Google, as jy net wil Google digital addiction, gaan jy miljoene der miljoene dokumente, video's, images gaan jy vind. Jy gaan nie weet waar om te begin voorberei vir 'n praatjie soos hierdie nie. So die blote oormaat inligting wat daar is een van die eerste probleme van digitale verslawing. So ek gaan 'n paar van die goed vir julle noem. Maar wat ons deesdae met ander woorde weet is dat verslawing is nie net meer beperk tot 'n middel nie. Daar's sekere soorte gedrag. So in Engels praat hulle van behavior addictions. Ons praat ook van process addictions. En die rede hoekom ons praat van process addictions is net so vir die dwelmslaaf. Jy is al op 'n redelike high wanneer jy weet jy's op pad na die drug dealer toe. Jy het geld gekry, jy weet nou al, jy's besig jy's eintlik beplan jy al hoe jy gaan skoor en hoe jy die heroïne gaan kook en hoe jy die naald gaan kry en waar gaan jy inspuit. Die hele proses
maak jou alreeds hoog. So jy's van donderdag af wat jy weet hoe jy geld gaan kry as jy al hoog. Dit werk dieselfde met die ou wat probeer geld in die hande kry om te gaan dobbel. Dit werk dieselfde met die ou wat videogames speel. Want jy is vandag al opgewonde vir wanneer jy vanmiddag kom en vanaand is jou LAN party 8 uur, né? So die oomblik wat jy jou rekenaar aanskakel en jy hoor die modem maak zzz, ek weet nie as jou modem zzz maak dan het jy 'n probleem. Maar okay, so as jy hoor jou rekenaar maak iets en jy sien die liggie gaan aan, die Wi-Fi is connected. Dan begin jy klaar 'n gevoel van euforie kry. En moenie dat jou ouers jou vat met vakansie en daar is nie koneksie nie. Is ek reg? So ons het begin besef dat mense kan regtig verslaaf raak aan gedrag en ongelukkig met die kom van die internet is digitale verslawing een van die grootste probleme. In ons land is daar reeds 'n paar hospitale wat dit behandel. Elim Kliniek is een van die hospitale waar ek werk wat mense behandel wat verslaaf is aan digitale goed, onder andere die internet. Ek gaan vir julle 'n paar goeders noem. Daar's 'n klomp goed wat mense in die regte lewe, in 'n real world verslaaf aan kan wees, wat jy in die virtual world ook verslaaf kan wees. En ek gaan net gou 'n paar noem hier. En ek gaan dit aflees want ek wil nie iets uitlos nie, maar soos wat 'n mens in die regte lewe aan 'n verhoudingsverslaaf kan raak. Met ander woorde, jy kan half obsessief raak in 'n verhouding, so is mense verslaaf aan sosiale media. Jy kan nie wegbly van Facebook af nie. Jy kan actually dit het regtig nog 'n effek op mense se selfbeeld. Ons kyk na goeie soos kiberseksuele verslawing, aanlyn pornografieverslawing, aanlyn koopverslawing, want nou hoef jy nie eers winkel toe te gaan om iets te koop nie, jy kan mos net maar sommer aanlyn koop. Forex trading, die ou wat op eBay altyd gekoop en verkoop het, kan nou dwars deur die dag op sy foon, hy het nie meer nodig om agter sy groot boksrekenaar te sit, net in die aand, om op eBay te bet, 4 uur in die oggend nie. Hy kan actually nou sommer in werkstyde doen. En dan videogame en roleplaying game addiction is een van die grootste probleme. Ek kan vir julle sê in Korea op die stadium is daar 300 rehabilitasiesentrums en hulle maak vinnige rehabilitasiesentrums oop as wat hulle nuwe videogames ontwikkel. Dit is 'n statistiek wat ek vir julle wil gee. En die behoefte om altyd die nuutste, die volgende foon te hê of die nuutste iPad te hê is 'n ding wat maak dat ons baie geneig is om onmiddellike behoeftes te bevredig te hê. En ek wil amper sê een van die hallmark dinge van verslawing is om onmiddellik jou behoeftes bevredig te wil hê. So as ek wil half begin afsluit en praat oor wat is verslawing, dan is verslawing en internetverslawing loop dieselfde paadjie as enige ander verslawing. En ek gaan nou, as ons praat daaroor later, miskien is die tekens van internetverslawing, maar ek wil net vir jou sê, die paadjie wat jy loop is presies dieselfde. Dit het dieselfde effek op jou verhoudings. Dit het actually 'n effek op jou gesondheid, op jou geestesgesondheid, op jou fisiese gesondheid. Dit het op ouende groot effek op jou finansies. Dit het 'n effek op jou werksvermoë. Dit het 'n effek op jou skoolpunte. Wat ek ook net wil sê is daar's 'n groot verskil Morney tussen iemand wat dit ongebalanseerd gebruik en 'n klomp goeie self kan doen om dinge in plek te kry en grense en reëls en regtig selfhelpwenke. En dan is daar 'n persoon wat verslaaf is en wat alreeds by die punt is waar hulle professionele hulp moet kry. En ek dink ons sal vanaand bietjie kyk na van daai verskille. Rika, hoorie, ek dink baie van ons sit nou reg op en sê, wow, hierdie kan nogal erger raak as wat dit is. So hier's 'n volgende vraag wat dadelik uitspruit en daar's heelwat vrae wat uit die gehoor uitkom en ons wil begin met hierdie vraag. Deur die week het ons hierdie vraag gevra aan sekere mense en een van hulle was, hoe weet ek dan nou wanneer ek verslaaf is? Ek hoor hierdie dinge, is ek in gevaar? Kan jy dalk vir ons hierdie antwoord? Ek dink as jy regtig begin bekommerd raak daaroor, dan is dit 'n goeie idee om vir die mense rondom jou te vra of hulle dink jy spandeer te veel tyd op jou digital devices. En ek sê digital devices want dit sluit dan nou sommer alles in. En kom ek sê vir jou wat dit insluit. Dit sluit televisie, iPad, tablet, selfoon, rekenaar, die hele lot van die goeders in. Dit sluit jou Xbox en jou PlayStation en ek kan nie eers al hierdie goeders, noem nie, maar julle weet wat ek nou van praat. Al jou game consoles en so aan in. So, want die eerste ding wat gewoonlik gebeur is, nog voordat jy begin bekommerd raak, begin die mense rondom jou te kla. Jy weet, jou ma kla, jou pa kla, jou vriende kla, die onderwysers kla, jy het waarskynlik al in die skool in die moeilikheid geraak omdat jy probeer skelm op jou foon speel. By die werk het hulle al vir jou gesê, ons blok nou jou Facebook, want jy handig nie betyds jou verslae in nie. So, een van die eerste goed is, mense rondom jou begin sê, iets is besig om te verander.
Jy is nie meer beskikbaar nie. Die tweede ding is gewoonlik, 'n mens is besig om my tyd uit te raak. So die goed wat jy gewoonlik kon klaarmaak, kan jy nie meer klaarmaak nie. So jy kom nie meer uit by die goed wat jy gewoonlik moes doen nie. Een van die ander goed wat jy ook sien by elke ander verslawing is, hierdie raak amper die enigste ding wat vir jou genotvol is. So jy het nog altyd rugby gespeel en dalk het jy graag gaan koffie drink met vriende of jy het Sondag aand hiernatoe gekom. Nou is dit nie meer lekker nie. Jy Sondag aand is jy by die LAN party en jy's aanlyn alleen in jou kamer en jy gesels met mense reg oor die wêreld en jy's besig om 'n of ander role-playing game te speel. So alles wat voorheen belangrik was in terme van verhoudings en in terme van lewensdoelwitte en jou skooldoelwitte en jou werksdoelwitte is goeders wat wegval. En dan begin jy 'n klomp geld spandeer daarop wat jy nie het nie. So 'n mens begin alle geld wat jy het en geld wat jy ook nie het nie, jy gaan nou leen want jy wil nou 'n nuwe foon hê en jy begin in die skuld kom want jy wil seker so jy begin ou games verkoop wat nie regtig joune is nie, wat jou boeties sin ook is. So mense begin regtig half finansiële verliese ly om op hoogte te bly met die nuutste goed. En dan miskien een of twee ander goed, dis daai euforie wat ek van praat van weet jy kan regtig nie jou foon kan nie in jou kamer lê as jy by die huis kom nie. Hy moet die hele tyd in jou sak wees. Een van die goed wat ons baie maal kry is phantom vibrations. So jy voel die hele tyd jou foon lui of jy hoor jou foon lui, maar hy het nie gelui nie. En dan moet jy nou weet, hier's al 'n probleem want wat gebeur is jou liggaam is besig om 'n neurologiese pad te vorm wat sê gee heeltyd aandag aan my foon, gee heeltyd aandag aan my foon. So daar's 'n paar goed wat eintlik neurologies begin gebeur wat vir jou sê jy's regtig te besig met jou foon. En dan wil ek hê mense moet nogals kyk na verhoudings en ek dink ons praat so 'n bietjie later daaroor. Ek dink dadelik hierdie wat die volgende vraag behoort te wees en ek dink ons gaan hom vir Karin vra. Hoe stel 'n ou dan boundaries in plek? Karin, help ons boundaries, riglyne. Maar nee, ek dink die belangrikste is om eerste as ons 'n grens in plek stel of boundaries. Kom ons gebruik die woord boundaries. Dan moet jy eers erken dat iets is uit beheer uit. Want dit help nie, ons sit en ons jok vir mekaar hierson nie. So wat ons nou moet doen, is om eerstens te sê, maar dit wat hier aan die gang is uit beheer uit. En dan moet ons begin sit en dink, maar wat kan ek doen om weer beheer terug te kry? Nou die mens hou van beheer, almal hou van beheer, maar beheer kom saam met verantwoordelikheid. En as jy vir jouself 'n grens stel, vir boundary stel, moet hy asseblief meetbaar wees. Ek vergelyk dit altyd met gewig verloor, want dit is altyd die maklikste, almal is baie bekend met daai ene. Ek dink meer bekend as met digitale verslawings. As jy wil gewig verloor, dan moet jy tog 'n sekere dieet volg. Jy weet, jy gaan nie die gewig verloor die hele tyd sjokoladekoekie eet nie. En dit is die boundary wat jy vir jouself moet stel. Jy moet tog weet wat is jou vyand in hierdie situasie en wat is dit wat jy in plek moet kry sodat jy nie heeltyd ons net 'n trigger kry om hierdie goed te kan gebruik nie. Baie belangrikste accountability partner. Nou weer eens is daar nie 'n mooi Afrikaanse woord. Ek het nou eendag vir Sarika gevra wat sê Afrikaanse woord. Nou is nie so iets nie. Dit beteken as ek bekend maak, ek het 'n probleem, help my. Dan maak ek iemand mede-verantwoordelik. En dit is die maklikste want as ek net by myself sit en ek sê goed, ek gaan nou nie meer Facebook kyk nie. En ek sê vir niemand dat ek gaan nie meer Facebook kyk nie. Wat gaan gebeur as ek Facebook kyk? Daar's geen gevolge nie. Want enige aksie het 'n reaksie. Ek dink dis die belangrikste wat ons moet weet. Grense is nodig, maar meer nodig. Laat ons vir onsself moet sê, maar hoor ek het 'n probleem. Anders sit ons 'n jok vir onsself. Jon, ek wil jou graag vra net. Hoeveel tyd steel hierdie digitale dinge in my verhouding of my tyd met God? Morney, ek wil eerstens sê ek sit die enigste, ek sê kyk nou net vir Sarika en Karin, is ek die enigste met my foon hierso. En Papier. maar dis hoe dit werk en ek het 'n bietjie probeer kyk waar in my persoonlike lewe steel dit my tyd met God. En dit is so vinnig. Ek kan sê ek gaan nou bietjie bid of ek gaan nou bietjie Bybel lees. En dan lees 'n mens op jou foon, almal gaan daai verskoning, maar my foon is op die Bybel. Maar sodra daar 'n WhatsApp deurkom of daar kom 'n Facebook notification, Pietie het jou foto gelike, jy worry nie meer oor die Bybel wat jy nou lees nie. Jy wil gaan kyk wat het jou girl vir jou gestuur, die liggie wat al is hy op donker as die liggie daaraan is. En ek het bietjie gaan kyk, hoe was Jesus toe hy
aandag wou gehad het. Hy het altyd sy disippels gevat en weggevat, uit die warwoel uit, tussen die mense weg, en gaan sit saam met hulle, en hulle in die oë gekyk. En ek lag so, ek sien dit nou by myself, my vrou bring dit baie by my op ook, is, jy kan op jou foon wees en maak of jy luister, en net sê ja. En Ons ken nie sulke mense. ons ken nie sulke mense nie. Ja. So, Jesus soek jou onverdeelde aandag. En dit is wat hy van die disippels verlang het, en dis wat hy van elkeen van ons gesoek het. En God is 'n jaloerse God, en in Jakobus 4 vers 5 maak hy dit so mooi duidelik. Hy sê in die Ou Testament is geskryf, God het die lewe vir ons gegee. Hy wil ons lewe heeltemal vir homself hê. Lewe weet dit, julle weet dit is waar. En dit is staan vir my so duidelik uit, en ons hoor baie keer dat ons dien 'n jaloerse God. Jaloers in die wêreldse term is lelik, maar hierdie jaloesie wat God vir jou het, is hy soek net alles van jou, sonder hierdie ding eenkant gesit, sonder enige WhatsApp messages. Ek moes so ver gaan om my foon op flight mode en mobile data en alles afsit, dat ek nie nou gesteer word nie. So alles wat hier so is onverdeeld. Want ek weet as van jou vriende wat klaar vir jou message gestuur het, nee. Kyk seker Om te kyk of hy op stage om dalk weet iets te kyk. Karin, help my gou, of help ons. Hoe beïnvloed dit ons verhoudinge? Nee, ek dink ons is die benoudste oor ons tieners en ons jong mense. Ek het die voorreg gehad om saam met 3 jong tieners hierdie naweek te spandeer, en op pad terug vandag, toe vra ek vir hulle, hoe voel dit as jy nie meer airtime het nie, en jy het nie meer data nie? En hulle antwoord was soos een mens, gefrustreerd. Dis vir hulle die ergste erg, soos wat Sorika ook nou gesê het, wat met hulle kan gebeur. Nou het ons almal groepies. Nou, omdat ek nie kan deelneem in hierdie groepie nie, isoleer hierdie groep my heeltemal. Ek verloor 'n hele gesprek, want alles vind plaas op ons selfone. Kom ons vat selfone nou. Ons probleem is, daai isolasie word op die einde depressie. Want die kind wat nie kan deelneem nie, is nie meer welkom in hierdie groep nie. Ons probleem wat ons het is dat dit is so maklik dat mense nie meer respek het vir mekaar se emosies en gevoelens nie. Want boodskappe wat oor 'n selfoon gestuur word of oor WhatsApp of wat ook al jy sal gebruik, is nooit 'n boodskap wat iemand in mekaar se oë sal kyk nie. Niemand sal mekaar in die oë kyk en sê jy's die simpelste, vetste mens wat ek ken nie, maar hulle sal dit maklik tik. So ons het nie meer respek nie, en hierdie masjienkie in ons hand maak dat ons goed doen wat ons nooit sou gedoen het as ons mekaar in die oë gekyk het nie. Ja, kommunikasie is 'n groot probleem. Ek dink eers ek hoef uit te wy daarop nie. Ek dink baie tyd word gesteel. Ons grootste probleem is ons respek wat verdwyn, omdat daar nie grense is as dit kom by wat stuur ek vir wie nie. Karin, as ons dit nou sê, wanneer is dit veilig? Ek weet nie hoe veilig die regte woord is nie. Wanneer kan ek 'n foon in my kind se hand sit? Ja, help my. Ek dink dis enige ouers se probleem. Een antwoord wat ek vir jou het is om te isoleer, om 'n kind weg te hou van dit, is ook nie die antwoord nie. Kinders doen wat ons doen. 'n Klein kindjie wat kan begin besef wat aangaan, soek 'n selfoon. Ek weet nie of dit die dientjie is wat hulle trek en of dit die mamma en die pappa is wat heeltyd met die foon in hulle hand sit nie. Dit en 'n TV remote is die 2 goed wat klein kindertjies wil hê, want dis die 2 goed wat ons die meeste hanteer as ons by die huis is. So as jy vir my dit vra en ek vir jou sê daar's 'n paar goed wat dit beïnvloed. As daar ouer broers of susters is, gaan kinders outomaties op 'n jonger ouderdom wil fone hê. Ouers se verantwoordelikheid nog steeds is die toegang beheer, en ek dink Sorika het vir ons baie raad hierso oor hoe kan ons as ouers dit doen. 'n Ander ding is hoe jy as ouer jou foon hanteer. Ek het vir die 3 manne vandag in die kerk gesê, is pappa heeltyd op die foon? En hulle al 3 het daarom nog vir my gesê, en pappa sal afsit en met my praat. Maar 'n ander vraag wat ek vir hulle gevra het, as jy 'n vraag het, sal jy vir jou pa vra of sou jy gaan Google? Want nou het ons nie meer die gewone gesprekke wat ons het nie. Wat eet 'n kat? Wat doen vandag se kind? Hy gaan na die rekenaar toe en hy Google, wat eet 'n kat? Hy gaan nie na sy pa toe en daar's nie meer daai interaksie nie. So ek dink ons
as groot mense, as ouers. En elkeen mag vir homself ook kies, want ek sien dis baie jong mense ook vanaand. Moet verantwoordelikheid neem om 'n goeie voorbeeld te wees. So nee, daar is nie 'n goeie ouderdom nie. Maak net seker dat jy nooit hoef skaam te wees vir dit wat op jou foon is nie. Dat is iemand om toevallig vat. Moet jy nooit sê, o gats, ek het nie geweet nie. Dis joune, dis jou verantwoordelikheid. Baie mooi vir dit. Hoorie direk as ons hier klaas vanaand, gaan hierdie paneel en dan gaan 'n paar ander vriende ook wees wat ons net te gaan ontmoet. Gaan nie voor staan as daar enige vrae is of net bietjie meer duidelikheid oor hierdie onderwerpe. Kom vra hierdie mense asseblief want ons tyd is baie beperk, maar Bjorn help gou vir ons. Ons wil altyd tegnologie upgrade. Ons wil upgrade. Ons kan nie wag vir ons upgrades nie. So hierdie chase, ek wil niets hê, beter hê. Hoe sien jy dit? Help ons daarmee. Morney, ek dink Sorika het bietjie daaraan aangeraak en ons almal wil die nuutste hê soos jy sê, maar dit raak 'n probleem. Ek weet van mense wat 3 kontrakte op sy naam het, dat hy elke 8 maande kan upgrade. So hy kan nie 24 maande wag totdat sy kontrak verby is nie, want die fone upgrade so vinnig. So ek dink Sorika, dit raak 'n probleem as dit finansiëel vir jou 'n probleem raak om hierdie goed te betaal. Maar die woord sê vir ons in Lukas 3 vers 13 tot 14 en ek lees uit die Engelse Bybel vir hierdie vers. Dit sê collect no more than what you have been ordered to. And the soldiers were questioning him and saying, and what about us? What shall we do? And he said to them, do not take money from anyone by force or accuse anyone falsely. En hiersoos waar ek wil stil staan is, hy sê, and be content with your wages. Nou hy praat hier van geld, maar ek glo dit is al jou besittings. Is hierdie foon wat ek nou net gekoop het, wat nou net die nuutste is dit vir my okay? Is my tablet wat ek gekry het, my computer upgrade, al daai goeders, is dit vir my genoeg? En dan kom 'n mens by 1 Johannes, kan 'n mens maklik, maar ons is almal bekend daarmee, is dat ons moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie. Die wêreld, dit is die hele tyd op die TV, hierdie nuwe upgrade, S7, en ek hoor daar's nou 'n Batman foon uit, met alles vir R16,000. Ek meen, jy het jy hom regtig nodig? So, ja, be content with your wages, 'n Batman foon, vir iemand wat dalk nie geweet het nie, daar's so een uit, maar ja, ons moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie. Dis al wat ek kan noem. Lekker om iets nuuts te hê en so ons is glad nie teen nuwe goed nie. Ons as kinders van die Here moet teen seker die beste hê, maar nie as dit 'n finansiële probleem raak nie. Dankie Bjorn. Nee, dit help ons man. Batman fone, né? Ek sê maar net. Sorika help ons en ek dink die laaste vraag wat ek vir hierdie paneel wil vra en ons raak baie keer en ek dink veral almal in hierdie plek raak baie keer so geheg aan jou device. En ek jy hoef nie net 'n tiener aan te koppel nie. Ek sien selfs my kinders, laerskoolkinders, praat bietjie oor vir ons. Hoe sit 'n mens dit af? Wat? Asseblief, expert, help. Ek weet nie of dit expert help is nie, want my eie seun sukkel ek mee. Hy's 14 en hy's op die stadium besig met 'n LAN game. Maar ek dink wat sin maak is dat mens tegnologie moet ons nie die probleem maak nie. Dit is die ongebalanseerde gebruik daarvan. En die najaag van intensiteit eerder as meaningfulness. En ek dink dis iets wat ons vir ons tieners moet leer en dit is iets wat ons as volwassenes ook na moet kyk. En so wanneer 'n mens wil kyk na verslawing dan is een van die belangrike goed altyd om seker te maak dat dalk nie jy vat een ding weg, dalk ons vat die selfoon weg en daar's niks anders om 'n kind se lewe mee vol te maak of 'n volwassene se lewe mee vol te maak nie. So weet as daar ek wil graag die woord meaningful, betekenisvol. As daar betekenisvolle goed in 'n kind se lewe is, en ons maak seker dat hulle 'n gebalanseerde tydsverdeling tussen goed het. Gaan hulle nie noodwendig verslaaf raak aan daai digitale goed nie. So dis belangrik dat jou kind weet jy wat, daar's 'n tyd vir alles en ja, hier is 'n tyd. So daar moet tydlimiete wees op die tyd wat hulle kan spandeer op die iPad maar daar moet 'n balans van al die aktiwiteite wees. En ek dink daar's 'n paar goed wat 'n mens nogal kan help. Daar's verskeie applikasies op jou foon eintlik wat jy op jou kind se foon kan stel, wat jy op jou eie foon kan aflaai, wat vir jou sê van hierdie tyd tot hierdie tyd op 'n dag kan jy jou applikasies gebruik. Van hierdie tyd tot hierdie tyd ontvang jy net oproepe en dis dit. So jy kan eintlik jou foon kan jou timekeeper raak. Daar's 'n paar ander goeders wat mens kan doen. Jy kan filters op fone installeer om te keer dat goeders soos pornografie en
satanistiese goeders byvoorbeeld nie noodwendig op jou kind se foon kan verskyn nie. Daar's monitors byvoorbeeld, sodat as jou kind dalk per ongeluk, want die meeste kinders van die ouderdom 12 gaan per ongeluk op pornografie afkom, terwyl hulle besig is om 'n rugby app af te laai. Omdat die app stores so verskriklik vervuil is met die seksuele content. So daar's monitors wat dan vir jou gaan laat weet, maar jou kind is blootgestel daaraan, hier is 'n manier om 'n gesprek met hom te voer daaroor. So daar's monitors, daar is filters, daar's goeders wat jy kan laai op selfone en op jou rekenaar byvoorbeeld, dat as jy wil lees, dat jy laat aand byvoorbeeld nie dat dit nie blou skerm is nie, maar dit 'n sagte rooi skerm is vir ouens wat laat aand werk en so aan. Wat ek sal doen, want mense het nou 'n bietjie meer spesifieke inligting nodig, is ek het vir Karin gesê ek sal op Elim Kliniek se Facebook sal ek inligting oor spesifieke applikasies laai en dit sal so van môre af beskikbaar wees as mense wil gaan kyk na die tipe goed. Ek wil ook net half sê, ek dink 'n kind behoort glad nie sy selfoon wat internet gekoppel is of 'n rekenaar of 'n tablet wat internet gekoppel is te in sy kamer in die aand na slaaptyd nie, want ek dink dis wanneer die onheilighede gebeur, dis wanneer hulle goed aflaai, dis wanneer hulle nie slaap nie, dis wanneer hulle die volgende dag nie by die skool kan konsentreer nie en ek dink dis een van die groot probleme. Ons wil nou amper na DVD kyk, maar voor ons dit kan so 'n groot handeklap gee aan hierdie mense wat op verhoog was. Dankie Surika, Karin, baie dankie Dion. Ons wil graag na DVD kyk. So kom ons sit net so. Ek is nou op pad om my foon in te handig by die finansiële kantoor. 7 dae sonder 'n foon. Lekker 7 dae sonder 'n foon. Kyk of ons dit sal maak. Nou, een dag sonder 'n foon. Ek en Bjorn het gister ietsie gaan kry te eet. Gaan na die badkamer toe en toe sit ek alleen by die tafel toe sê ek soos ek het nie idee wat om nou te doen nie. Dit voel vir my of ek nou net uit 'n baie lang termyn verhouding uitgekom het. Daar's sulke ons noem dit date times, wat 'n mens gewoonlik met jou selfoon nie eens agterkom dat dit dooie tye is nie, maar nou dat jy nie 'n selfoon het nie, nou kan 'n mens sien waar is daai dooie tye en wat maak 'n mens met daai dooie tye? En dis baie keer jou tyd mors. Ek het my kas reggepak. Maar jy mag nie sien wat is my kas. So eerste keer wat my foon soos regtig nodig was. Ek het hom nie weer by my gehad nie, my vrou se was nie in die kamer nie. So toe ek weer sien, toe is dit altyd dat ek moes by die werk gewees het. Gewoonlik sou ek hierdie op Instagram gesit het, maar ek het vir myself 2 hoenders gekry. Jy jouself. My engel! Vandat ek nie 'n foon het nie, het ek baie meer tyd vir my familie, om dinge saam met hulle te doen, bietjie hier op buite saam met hulle te speel. So nou, ek het 'n klomp kos bestel, maar nou wonder ek net wat doen mense terwyl jy wag vir jou kos? Want gewoonlik is jy op jou foon. Maar nou staan jy 'n foon nie. So nou gaan ek by die menu deurlees. Ek het baie meer tyd om dinge te doen. Ek het gister na werk kom ek by die huis, toe het ek eintlik tyd om die gutters skoon te maak. Kyk, daar. Dit kom aan. Vind dit in. Was 'n goeie ervaring geweest, mense. Besef nie hoe afhanklik mense van 'n selfoon is nie. Jo, jy dan baie bly nou. Was nogals 'n challenge geweest. Was gedoen. As iemand my vra of ek dit weer sal doen, gaan ek 2 keer dink, maar ek dink ek sal dit weer kan regkry. 41 e-mails. 411 WhatsApps. Op my Facebook boodskap. Ek het gedink ek het my foon gemis totdat ek hom nou gesien in my hand het en al die boodskappe kom deur. Nou wil ek net kyk wat hier aangaan. So ek hoop werkstyd is nou verby sodat ek kan op my foon gaan die hele tyd. Mense kan almal net opstaan en hierdie manne salute. Kom ons staan almal op ons voete. 7 dae sonder 'n foon. Ons salute julle. Well done. Kom ons sit weer. Well done. Chris, ek het iets gehoor op die skerms toe ek na julle 7 dae ekspedisie of ervaring geluister het. Well done manne, 7 dae. Chris het vir my iets gesê wat my dadelik opgeval het. Hy sê ek het meer tyd gehad vir my familie. Praat bietjie. Ja, dis 'n vieslike habit as mens by die huis kom om dadelik jou foon uit te vat of as jy voor die TV sit om op by foon te wees en dan fokus jy nie regtig wat om jou aangaan nie, want die kiddies se movie is mos op die TV. So die oomblik wat die foon nie daar was nie, eerstens kon
kon my kind nie vir my vra, pappa ek wil game speel nie, ek het net vir hom gesê, sorry ek kon nie, so hy moes homself besig hou met ander dinge ook, en ek self sit dan daar en ek sê 'n storie, ek het al nou Ice Age vir die 7de keer gekyk, so gaan nie weer nie, so ek gaan nou iets anders doen, en dan speel jy maar bietjie met jou kiddies, jy gaan buitekant toe, jy skop bal saam met hulle, en dis net, jy dink heeltemal anders se iewes skielik, ja. Ja, myne was weer anderste, want omdat my familie ver bly, kon ek met hulle kommunikeer nie. So ek het gesit en wag en my ma kan nie vir my vrou gaan dit nie. Maar wel dan op die kaste regpak, David, wel dan. Dit lyk cool. Tiaan, praat, hoe was dit vir jou? Wel, ek dink ek is die jongste van hulle hierso nou, ongetroud en nie kinders nie en sulke goed. So dit was vir my 'n bietjie taaf. Wag, ons moet almal gaan. Okay. Hy sê eintlik tussen lyne hy is beskikbaar net, ja. En ja, kom ons gaan net daaraan. Dis nie woorde nie maar. Ja, ek dink die grootste probleem was soos as jy in die gym gaan, neem 'n selfie of jy weet dit. Gaan op face, ja, cheeky guns weer. Dan vergelyk jy gewoonlik, okay, laasweek het ek goed gelyk, maar nou vir die laaste 7 dae kon ek net sien hoe ek gevorder het. Hy lyk nog goed, nee. Ja. Ja, en ook soos Facebook, 'n mens besef nie hoe afhanklik jy raak van dit nie. En ook soos die dames net nog gesê, die groepe wat 'n mens maak. Jy is so gewoond, jy chat met hierdie mense en vir die laaste 7 dae het jy so ge-isolate gevoel soos ja. Lyk my as jy vinnig optel dat julle manne oor 1000 plus boodskappe aan daai 7 daar net gemiek. Ja, meeste was van groeps af, so. Ja. Maar Morney, dis soos wat ek nou ook gesê het met die tyd steel. En dit is iets wat baie by my opgeval het. Is so ek en Chris het die term dead times gecreate. Ek weet nie of dit eers bestaan nie. Maar ons was min of meer 3 ure sonder ons foon. Ons het net ons fone ingehandig. Toe stap ek en Chris Nando's toe en ons sit daarso. Nou het ons nie 'n foon nie, so nou moet ons met mekaar gesels. Dis nie van okay, kom ons Google dit gou nie. Ons moet soos dink, hoe was dit, al daai dinge. En toe staan ek op en ek gaan toilet toe en toe ek terugkom, toe sê Chris, dit was die weirdste ding. Hy soos, okay, wat doen ek nou? Jy letterlik sit net daar. Alleen. 'n Mens kom baie sulke goeters agter. Ek op 'n Saterdag, as ek die dag besluit ek wil niks doen nie, dan is dit gewoonlik op my foon. Ek kan tot 12 uur toe van my battery 100% charge vandat ek wakker word tot voor 12. Dan het ek om pap gejol, either games of Facebook of Instagram en nader het jy alles gesien, maar jy gaan net weer terug in en gaan kyk. So ja, dis kan jy hulle help ons in hierdie tydperk, het jy mense om jou anders te gehoor? Ja. Omdat hierdie device af is, het jy gesprekke anders gevoer? Het jy mense se emosies beter gehoor of nie? Ek dink, en ek het dit nou genoem toe ek ook gesels het. Ek het dit self nie agtergekom nie, maar ek kom dit nou agter dat ek kan maklik op my foon besig raak en enigiemand, maar nou met my vrou, jy dink jy luister en dan kyk jy op en ja, of nee, enigiets, en dan kom dit terug na jou toe, maar ek het nie eintlik bedoel enigiets nie, verstaan? So, nou kon 'n mens sit en 'n mens kon mekaar in die oë kyk en sê, wat vra jy my regtig? Morney, iets wat ek net soos raak gesien het, is dat nou dat jy fisies sit en kyk, wat kyk jou kinders op TV, het ek gesien dat, ek wil nie eintlik hê dat hulle moet hierdie kyk nie, afgesit, channel gechange, iets anders opgesit. So dadelik weet jy agtergekom dat daai wat hulle kyk is nie wat jy wil hê jou kinders moet eintlik blootgestel word aan nie, veral op so jong ouderdom. So vir my was dit net 'n eye-opener dat ek moet net bietjie kyk. Dis gerieflik om 'n foon vir jou kind te gee, om die TV aan te sit, want hulle is nou die nanny, maar as jy actually uitvind wat op die TV aangaan en goed, dan is dit bietjie van skrikwekkend. Ja, ek het agtergekom en sien eintlik soveel meer, want as jy van jou werksplek afstap na jou kar toe, dan is jy op jou foon, of van jou kar af winkel toe, jy is heeltyd op jou foon terwyl jy loop, en hierdie keer het ek actually gesien, ek het mense om my gesien, ek het agtergekom dat van my huis af kan jy die kerk se toring sien. Ek het dit nooit geweet nie. Ja. En nou weet mense dit, so mense sien eintlik meer, jy sien wat om jou aangaan. Ja, ek dink ook met 'n werksgewys ook, op jou foon is jy die hele tyd op jou, jy kyk elke 5 minute, het jy WhatsApp gekry, die Facebook notification, en ek gesien met die laaste 7 dae, het ek meer werk klaar gekry, as wat ek met my foon gehad het, en my foon is die belangrikste punt want ek kry al my e-mails, ek hoor vir e-mails kry ek en so aan, maar ek kon soveel gedoen kry in daardie tyd sonder my selfoon, dat ek
meeste tyd teruggesit het en gesê, okay, wel, wat nou? Ek dink ons wil begin, David, miskien kan jy my antwoord. Ek wil dink as ons sê ons wil die vliegtuig land, hier sit 'n great gehoor mense hierso. Julle het die experience gehad vir 7 dae. Ek weet 'n foon en al hierdie devices is tot baie nut vir baie kere. Ja. Ek meen dit is ons wil dit glad nie hammer en sê dit is sleg nie, maar dit is 'n goeie ding. Maar wat se lewenslesse? 7 dae is miskien nie lank genoeg nie, maar julle het 'n paar goed agtergekom. As julle vir hierdie gehoor tips moet gee, soos sit dit af of wanneer om dit af te sit, uit julle ervaring, wat se tips kan jy vir ons as 'n gehoor gee? Morney, ek het, toe ons nou ons fone teruggekry het, almal van ons was dadelik op die fone kyk, en jy wou net dadelik uitgevind het, wat het jy gemis? So, en omdat ons hierdie 7 dae spandeer het sonder die foon, het ons baie van die mense rondom ons bewus gemaak van hoe afhanklik mens is van fone. So, die oomblik wat ons foon teruggekry het, het jy sekere apps afgelaai, soos wat Surika gesê het, en dit het nou die ander kant van die storie gewys, want die een app het nou vir jou gewys, okay, jy het jou foon nou terug, so die eerste dag het jy 2,5 ure spandeer op WhatsApp, en, so ja. Ja, die lekker ding van daai apps, Morney, is, ons het daar's 'n nice ene, Forest, so jy kan jou eie bome groei, jy kan sê, okay, ek wil nou 'n halfuur my foon, of 'n uur my foon neersit, dan sit jy hom aan, en dan begin jou boompie groei, en as jy op jou foon ingaan, dan vrek jou boompie, so, nou is ek soos, joh, daar's nog 4 minute, 22 sekondes, okay, dan sit ek weer my foon neer, en dan werk ek weer verder, verstaan, maar dan is daar bietjie meer ernstiger, wat jy met mekaar kan share, en jy kan sien, hierdie ou spandeer rooi tyd op sy foon en sulke goeders, en ek kan dit self ook kyk, ek sien, ek het nou vir Surika gewys, ek het al vandag 81 keer my foon ge-unlock, wat ek op hom doen, weet nigter alleen, maar jy is so gewoond, kom ons unlock gou, kyk net, okay, daar's nog steeds niks nie, dan lock jy hom weer, so. Kan ons vir mekaar sê, julle kan ons nog lank praat, want dit is baie interessant, dit is rarig. Kan ons vir mekaar sê, daar moet sekere tye in jou dag kom, waar ons 'n bietjie dit afsit, bietjie een kant sit. Familie is eintlik baie belangrik, verhouding met God is eintlik baie belangrik. Ja. En word ons heeltemal so gemanipuleer deur 'n device in ons sak, of as ons by die huis instap, daai mense wat met jou wil praat, jy kan weer met hulle gesels, is dalk baie belangrik om jou seentjie se stem te hoor, en in sy oë te kyk, en jou vrou bietjie aan haar te raak, en haar te sien, en haar, nie net te hoor wat sy sê nie, maar te hoor wat sy sê. Ja. So miskien moet ons net daarop fokus, dat ons 'n gesonde kerk is, wat in 'n verhoudinge reg deur die bank, elke area van ons lewe in verhoudinge groei en ontwikkel. Okay, is daar iets, David, wat jy miskien ons net wil byvoeg? Ja, ek wil gesê, jy weet, mense loop baie keer verby 'n yskas, jy maak die yskas oop, alhoewel jy weet daar's niks in die yskas om te eet nie. Dis dieselfde met jou foon. As jy jou foon sien, dan wil jy hom oopmaak en kyk wat aangaan op jou foon. So wat ek doen as ek werk, en lê my selfoon altyd hier by my keyboard, maar nou vat ek hom en ek sit hom in my laai, sodat ek hom nie kan sien nie, want as ek hom nie kan sien, nie plaai my nie. So berry jou selfoon weg vir 'n tyd, en laat hy jou nie pla nie. Ja, ek dink ek kan met almal saamstem, wanneer jy jouself dissiplineer om te sê, ek gaan nie my selfoon optel nie, ek gaan nie in daai gewoonte weer inval nie, en die laaste 7 dae het ek dit afgeleer, om nie daai foon die hele tyd op te tel en te kyk, wat gaan nou aan nie. So, dit begin by jouself, om daai dissipline in lyn te sit, en te sê, okay, ek sal miskien 2 uur, net dalk vir 10 minute gou op Facebook gaan, of wat ook al, jy weet, stel vir daai riglyne. Ek sê well done vir die manne, dat hulle die punch gevat het vir ons almal, né? Well done, manne. Hulle kan nie sit, en ek en Chris, ons kom al jare, ek weet, hy is 'n foonfreak, en hy het vir 7 dae neergesit, ek weet as hy kan ons almal dit doen. Maar manne, dankie dat julle regtig waar deur daai experience moes gaan, sodat ons kan duidelik hoor uit julle mond uit. Ek neem aan julle het by die deur, het julle elkeen so 'n briefie gekry, so 'n kaartjie, is dit die waarheid? Ek sien dit daar. Ons wil graag aangaan in volgende week, wil ons bietjie meer kyk weer oor dwelmverslawing, in die sin van, hoe disruptive is dit in 'n familie, hoe hanteer ons dit, waar's hulp, hoe kry ons hulp, hoe raak dit my verhoudinge ook, so asseblief, vra rondom dwelmverslawing daar, dit kan enige iets uit die ballpark uit wees, wat jy wil weet rondom dit, so asseblief, skryf van neer, en as jy uitstap, sal jy net so gaaf wees om net by die deur, daar gaan 2 mense by die deur staan, net in hulle hand neer te sit, vou dit toe, jy hoef nie sy naam op te skryf nie, dan wil ons deur dit werk in die week, en regtig waar die regte vrae volgende week vir ons as paneel vra.
En ons wil dit, julle kan selfs op Woord en Lewe se Facebook page, kan julle die vraag gaan vra. Okay, julle weet Woord en Lewe het 'n Facebook page. Okay, moet nou oor lag nie, want ons het ene, gaan soontoe. Moet dit nie altyd, die tye wanneer jy nie dit afsit nie, gaan gou soontoe, okay? Kan ons asseblief, ek weet, ons praat oor sekere goed wat taboe is, maar is belangrik dat ons hierdie goed moet vra, en moet sê, en moet hoor. Kan ons net die Here vra, met hom gesels en sê, Here, help ons elke dag, om ons tyd reg te bestuur en reg te beplan. Dat wanneer ons werk, dat ons beste gee vir ons werkgewer. En wanneer ons by die huis is, dat ons beste tyd vir ons kinders en vrouens en familie gee. Daar's tye vir ons foon, daar's tye vir ons devices. Ek weet jy hou daarvan om nou aan jou games te speel en wat ook al jou game is, gaan geniet dit nog steeds. Maar maak 'n besluit voor die tyd. Dis wanneer ek dit afsit. Kan ons saam bid, Vader? Ons kom nou toe in die naam van Jesus. Dankie dat ons as 'n kerk en ons as mense in hierdie kerk, ons as familie, ons kom en sê, Here, gee ons bonatuurlike krag en vermoë om baie keer te sê, nou sit ek dit af. Dat ons tyd reg sal bestuur, dat ons tye op ons devices en ons tye met ons familie en tye met U, ons wil dit geniet elke oomblik. Here, help ons, hierdie sal 'n uitstaande goeie week wees vir almal. Help ons in elke area van ons lewe. Ons bid spesiaal vir ons tieners, ons bid vir ons ouens wat terug gaan in college en universiteite toe, dat hierdie 'n goeie kwartaal vir ons almal sal wees. Net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. In Jesus naam, amen.